En dan soos die groot sakrament wat hy ingestel het, dan ook die nagmaal. En dan die derde een wat ek gaan praat oor vanmôre, wat ek gaan praat oor die twee verskillende dope. Want die woord van die Here sê, en ek gaan dit vir julle die woord van die Here uithaal, wat so belangrik is. Want baie keer in die lewe dan kom die mense sê, luister, as ek deur die doopwater gegaan het, dan is ek nou gered en ek is reg. Jy's reg, dis deel daarvan. Om 'n huis te bou, om 'n plan, hoe begin dit? Begin by jou fondasie. Dit begin jy uitgrou. Dit kyk hoeveel breed, 700 by 600, hoe werk? So jou fondasie. As jy dubbele mure bou, skuur te bou, want wanneer jy deur die doopwaters gegaan het, het jy al klaar begin bou aan jou geestelike lewe, maar dit is nie waar dit stop nie. Wat die belangrikste is, wat die woord van die Here so duidelik sê, en ek glo die Here al geleer, wat ek in die laaste van die jare wat verbygaan het, ek gesien is 'n ding wat heeltemal uit kerk uitgaan. Dis 'n ding dat die tweede doop, wat heeltemal mense nie eens meer aan notisie vat. Ek weet nie wat ek gister gesê het vir mense, weet jy wat, laat baie van die mense is nie meer liefhebbers van God nie, maar liefhebbers van genot. Mense het liefhebbers van genot geword, in plaas van liefhebbers van God. Maar dan sê die woord dit so uitdruklik, en ek wil vanmôre vir julle sê, die woord van die Here sê, en ek gaan dit vir julle lees ook, halleluja. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, gaan nou vir julle lees, Handelinge, Lukas, Romeine, Johannes, halleluja, gaan ek dit vir julle uithaal. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as jy nie uit water en gees gedoop word, sal jy nie die koninkryk van God beerwe nie. Ons almal gaan vir die water doop. Jy kry jou sertifikaat. Hy sê voorwaar, ek sê as jy nie uit water, dan staan hy bietjie stil, hy sê en gees, die Heilige Gees gedoop word, sal jy nie die koninkryk van God beerwe. En ek wil vanmôre vir julle sê, halleluja, Handelinge 1:5 sê, maar die Here sal hulle met die Heilige Gees doop. Die doel van die dooping van die Heilige Gees is sodat jy krag kan ontvang, sê Handelinge 1. Luister mooi, ek gaan vir 'n stukkie lees. Hy sê en toe hy nog hier so uit Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader julle. Het hy gesê van wat van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Nie lank na hierdae nie. Halleluja. En die Here Jesus praat hier so met die mense en sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie met water en gees gedoop het, dan sal baie mense vra, maar Here, hoe moet ek met die gees gedoop word? Lukas 24 vers 49 sê, hy het hulle nie toegelaat nie. Weet jy, dit was my so belangrik. Ek wil net wys hoe belangrik is dit om met die Heilige Gees gedoop te word. Jy kry baie keer mense in die kerk, as jy hierdie kerk gaan hierdie kerk floreer, hierdie dinge is so mooi, o jy, dit is so pragtig, maar dan vra ek vir jou die vraag, is hulle in lyn met God se woord? Nou wil ek vanmôre vir jou lees uit Lukas 24 vers 9, wat sê hy? As 'n amptenaar, 'n pastoor, 'n leraar, 'n dominee, 'n dokter of wat, luister mooi wat sê hy. Hy sê dat as hulle dit nie gedoop is met die Heilige Gees, hoor wat die Here self gedoen het, sê, hy het hulle nie toegelaat om te preek of enigiets vir hom te doen nie, totdat hulle met die doping van die Heilige Gees ontvang is nie. Die mense die doping van die Heilige Gees begin nie gaan toeskyn. Dit begin verwerk. Wanneer laas gesien jong mense in tale begin praat, onder die krag van die Here begin manifesteer. Halleluja, hulle voete begin loskom. Onthou wat ek het gesê, voorwaar ek sê vir jou, as jy water en gees gedoop het, sal jy nie die koninkryk van God beerwe nie. Romeine 8 vers 10 sê mooi so, die Heilige Gees stort die lewe van Jesus in ons menslike gees uit. Johannes sê, ek doop julle wel met water, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Johannes 3 vers 5 sê, voorwaar ek sê vir julle, die leser, as jy nie gedoop word uit die water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Nou sal baie keer mense in die lewe sê, maar hoe moet ek gedoop? Wat moet ek gedoop? Hoe moet ek dit maak? Kan dit is om gedoop te word met die Heilige Gees. Is jy net iets waar jy gaan, en jy gaan in daai doopbad, of jy gaan in hulle doop en na van die Vader, die Seun, die Heilige Gees staan op die knieë. Om gevul te word met die Heilige Gees kos werk.
Jou fondasie is gelê. Hy is gelê. Maar daai bouwerk is nie nodig. Om dit tot waar hy woon moet uitkom, daai huis. En nou kom jy en sê, Here, hoe? Weet jy hoe word jy gevul met die Heilige Gees? Wanneer jy in afsondering gaan, wanneer jy begin bid, wanneer jy begin vas, halleluja, wanneer jy begin in God se lyn mee, wanneer jy in die woord, volgens die woord van die Here, in lyn met die woord van die Here kom, dan sal jy voel hoe die Here jou begin vol, halleluja. Ek sal nooit in my lewe vergeet, ek was jong geweest, ek dink 13 of 12, 13 jaar oud, een dag het 'n man by ons kom bedien daarso, in 'n oupa se kerk, en daar die Here my gevul met die Heilige Gees. Halleluja, wat gebeur? God doop my met sy Gees. Halleluja, kom in by hande. Baie keer sê mos jy voel hoendervleis. Jy al baie so iets gehoor. Dis die Gees van God wat werk. Halleluja, dis die Gees van die Here wat werk. Dan sê die woord van die Here voorwaar, sê vir jou. Maar weet jy wat die mense van dit uit? Hoeveel van ons vanmôre in hierdie wêreld, kan hierdie net hierdie ou groepie weet, hoeveel in die wêreld daar buite is gedoop? Duisende, maar hoeveel is gedoop met die Heilige Gees? Dan sê die woord van die Here, jy sal na hom toe kom en sê, Here, maar in die naam het ek geprofeteer, in die naam het ek gebid, as hy gaan weg, jou vervloekte. Voorwaar, sê vir jou. As jy nie deur water en Gees gedoop is, sal jy die koninkryk van God beerwe nie. Of vanmôre gevul te word, gedoop word met die Heilige Gees, wil ek vanmôre vir jou sê, kos weg. Jy gaan dit nie op 'n skimboot kry nie. Dit kos werk om af te sonder voor die Here, om op te gaan na die huis van die Here toe, om te sê, Abba Vader, as jy nie by een kom, dan sal ek nie misloop nie. Here, ek sal alles in my lewe insit. Halleluja. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he take me by the hand and lead me to the promised land. Ek moet vanmôre vir jou, wat se dag gaan dit wees? As ek vir jou sê, gaan weg. Here, maar 55 jaar het ek in die kerk gesit. Here, ek het my tiende gegee. Here, ek het vir mense buite gehelp. Here, ek het dit, ek het dit. Ek wil vanmôre vir jy baie mense manipuleer, probeer die God te manipuleer deur hulle dade. Ek wil vanmôre vir jy dit werk nie so nie. Halleluja, hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Oh, halleluja, God skuld ons niks nie. Ons skuld hom baie. Die prys wat hy betaal het dan, maar Here, ek het dit en dit en dit. Here, jy weet ek het dit en ek het die kar so. Here, ek het elke Sondag die kerk oopgesluit. Here, ek het dit. Ek wil vanmôre vir jou dit tel nie. Halleluja, jou verhouding met God vanmôre tel. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Hoe kry jy meriete? Hoe kry jy bevordering by jou werk? Uithou. Vashou. Daar was jare in my lewe, toe geloop het vir Appiese. So oor my baas gaat so groot, weet hy die rook uit ons uitgevloek. Dan vloek en dan gaan hy en dit keer gaan. Dan kom ek by hy sê van my, ook ek wil nie meer aan werk, dan sê ek myself, hou vas. Hou vas. Die storms waar deur jy kom. Maar weet jy, dat klop weer my af, die sê van, gee my papier. Toe lag hy so met die sê by, ja, is maar goed, ek was so kwaai met jou. Dan besef jy weer, die uithou vermoë, het jy na jou sukses gebring. Ek wil vanmôre vir jou sê om te doen wat God sê. En jy doen dit, gaan jy jou sukses behaal in hierdie lewe. Hoor vanmôre, jong mense word nie meer vertel van die doop van die Heilige Gees. Jong mense kerke praat nie eens daarvan. Halleluja. Baie mense maak dit net af en toe sê, ek wil vir julle sê, en ek praat van ondervinding. Ek saai dit uit vanmôre. Ek is nie skaam om te doen nie. Ek was al in kerke gewees waar jy R1500 betaal om te leer hoe om te profeteer en tale te praat. Binne 'n kerk, 'n studie wat jy loop, dis iets wat jy van God af gekry het. Dis verniet. Dis verniet. Mense is vandag slim. Hulle weet wat om te doen. As mense wat slim is, wat weet, halleluja, om toneel te speel. Hier kom in hierdie grootste, jy sien maar hierdie mense so, en hierdie mense so. As dit weer gaan kom, gaan ek vir hierdie boodskap bring oor waar sê en gees, want baie mense dink dis profesie. Jy gaan op jou kop staan, jy gaan weg van harte as jy dit hoor. Die waarsê en gees, wat in kerke ingetrek het, halleluja, wat mense dink, maar dis profete, dis profetesse, dis dit en dit. Jy moet fyn onderskeiding hê. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie gedoop het, halleluja, met die Heilige Gees van God, halleluja, wat in jou kom nie, wil ek vanmôre vir jou sê, jy het 'n probleem. Jy het 'n probleem, halleluja. Die woord van die Here sê, wanneer jy met die Heilige Gees gedoop is, dan kry jy krag, luister mooi, so mooi, om verlossing te kry. Hoekom het ek en jy met die Heilige, wat is die doop? Die doop is om jou ou sondes af te was. En dan as 'n nuwe mens op te staan, amen.
Ek praat nie van onderdoop, ek praat nie van bespring, dis nie doop. 'n kind word in die wêreld word nie met sonde gebore nie. 'n klein babietjie kan nie sy sonde bely en sê, hoor jy, ek het nou gedink, mammy is nou kwaad op dit, en die Jesus vergeet my, ek het mammy nou klaar, 'n kind weet nie, 'n babietjie weet nie. So met ander woorde, word gewoon 'n dorp gedoop, waar die Here sê, dit is die begrafnis, 'n geestelike begrafnis, wat sê, ek lê die ou mens neer, en ek tel die nuwe mens op. Nou hierdie persoon, wanneer jy dan uit die water kom, beteken, jou sonde is afgeval. Maar wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, sê die Here hierso, halleluja, gedoop het, dan kry jy krag om verlossing te kry van dit wat jou vashou. Amen. Hoeveel mense sukkel om verlossing te kry oor goed? Pastoor, ek kan nie, ek sit al 20 jaar, ek sit al 30 jaar. Ek het al jare terug in die tannie kerk gehad in die Vrystaat, en 'n ou tannie kom na my toe, sy was omtrent, ek dink sy was by die 70 gewees. Sy sê, ek bring 'n groot boodskap, sê hierdie is die tempel van God, halleluja. Ek praat van haar, hoe sy gevoel, elke mens voel oor iets vir homself, of wat hy doen of doen, voel hy vir homself, maar is reg of verkeerd. En hierdie tannie stap uit en sy sê vir my pastoor, sy sê ek wil verlossing hê van rook. Ek sê van tannie, as ek jou begeerte as jy kom na my toe, en ons gaan nader die Here, dan kan ons dit wel vir jou doen. En weet ek begin te bid en ek bid dat sy Here ontbreek het. En die Here wys vir my, sy klomp kaartens, en sy by 'n huis. En die Here sê vir haar, luister dan. Ek sê die Here sê, ry huis, ons gaan nie nou die kerk afsluit. Gaan huis wat sy naby die kerk gebid. Ek sê, dan gaan haal jy die kaarte, dan bring jy dit hierso. En dit is so wegstap te sê, van tannie luister, bring sommer die lighter waarmee jy aan sit, en jy asbak. So ek nooit in my lewe vergeet, en sy gaan huis vir die Here weg. En sy kom terug met so'n sak kaart, en ek weet nie wat kos sy goed doen. Ek dink daar is sy mense sê van R800 vader. Sy sê vir my, pastoor, kan ek dit nie gaan verkoop? Ek sê, nee. Sy sê, jy kan nie dit gaan verkoop, jy is so verlos met jou. En weet jy, ek van ek goed, ek sit op die vloer en ek begin te trap. En ek trap het stuk, en dit is haar begeerte, sy wil verlossing. En ek begin te trap, en ek breek dit, en ek breek dit. En ons sal van ons breek. En terwyl ek so vaak bid, dus wys die Here vir my, sy het 'n pak hier, vir just in case, hoe na tas weggesteek. En ek sê vir haar, dan wat was haar naam? Dan die Elsa, ek sê vir haar, gaan haal my pak hier, die Here kan jou nie verlos. Hoe baie keer in ons lewe, steek ons nie ietsie weg vir just in case. Jy het jou volle vertroue op God geplaas. Sy begin huil en sy stap, sy sê vir pastoor, ek het gedoen, ek het getwyfel, dat as ek lus gaan kry deur die nag, sy het 60 se gerede op dag verloor. 60. Sy het die een met die ander al gestuur. Ek sê, wat dan wil jy volmaak? En sy sê, ja, ek sê, gaan haal die pakkie wat jy werk doen. En sy ry 'n tweede keer huis, en sy kan val die pak. En sy bring hom en ek vat hom so en begin opbreek. Die Here verlos haar. 70 jaar. Sy het oor die 80 geword, nooit weer aan wat vir haar, of sy gered opgevat. En dan God doop haar daai dag met die Heilige Gees. Toe sy skoon kom, toe voel die Here aan met die Heilige Gees, dat sy begin in tale praat. Dat ons aan ons vashou, soos wat sy rondspring en koot aan, dat ons bang is sy val. Ek wil vanmôre vir jou vra, waar is hierdie tye in ons kerk en jy? Ek vra vir jou wat daar buite is, pastoor, jy wat daar buite. Ek het van 2-3 sondae terug te bedien het aan Grabouw by 'n groot kerk. En ek vertel hulle dat ek jare by 'n baie groot kerk bedien. Daar sit so oor die 3.500 mense sit in die kerk. En die pastoor kom na my toe, 'n Pinksterkerk, en hy wys vir my so na die vinger. Hy sê vir my, jy praat nie oor die Heilige Gees. Jy sien nie hierdie mense, hulle betaal jou en hulle betaal my. Liefhebbers van genot. Dan sê die woord van die Here, min sal dit hulle wees wat daar sal ingaan. Weinig, dis die regte woord. Hy sê weinig sal dit wees wat daar ingaan. Ek wil vanmôre vir jou vra, hoeveel van ons is regtig vol met die Heilige Gees wat jou die krag gee om verlossing. Ja, maar 'n ander jy kry so maklik verlossing. Ek kan dit nie verstaan nie. Weet jy hoe ek verstaan jy dit nie? Want jy is nie vol met die Gees nie. Hoor vanmôre. Ek verstaan nie, ek kry dat vrou en krijg ons so vinnig verlossing op die man nie. Dan vraag vir my, is gevul met die Heilige Gees, dus hoe kom hy verlossing kry? Want die sê dit so mooi, wanneer jy met die Heilige Gees gaan doop, dan kry jy krag om verlossing te kry. Dan kry jy eers daai oorgang, dan kry jy eers daai krag, want sonder God kan jy mos nie die duiwel aanvat nie. Sonder die Here kan jy mos nie hierdie worstelstryd aanpak nie. Jy kan nie, hoe? Jy kan nie.
Maar met God spring jy oor nie. Met God loop jy 'n bende storm. Halleluja, dan is jy meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat jou die krag gee. Kom ons staan vanmôre vas. Daar's baie mense wat sê wonder hoekom maak die Here my nie gesond nie. Hoekom doen die Here nie dit nie? Hoekom vir ons Hebreë kom het vanoggend getuig wat hy sê hoe die Here vir ons voorsien vir geld. Soos wat hy vanmôre getuig, so kan dit baie my lewe dink maar ja, dit soos op die pad is. Ons het met my een jet uitjie wat ek gehad het ek 1.4 miljoen kilos gery vir God se werk. Dan maak die Here vir ons so deur op as sit ons sonder niks geld. Niks nie. Dan sê ek, Here, ek moet by die werk, ons stop by die petrolkar, dat mense en manne my te loop. En sê die Here sê, ek moet hierdie vir jou gee, want is so op pad. Want hulle dink ek is op pad met vakansie, sê ek, nee, gaan die werk van die Here groot maak. Daar bo in die noorde. Hy sê, God sê, ek moet dit vir jou gee. So maak die Here deure oop, die Here het vir daai manne gegee. En weet jy, hulle vrede is met hulle manne, wat gee die Here toe vir hulle? Kwartels, vleis. Die woord van God sê, as jy met die minste tevrede sal hy jou die meerderheid gee. Amen. Hoeveel van ons min altyd met jou minste? Die Here kan nie die skatkamers oopmaak vir die meerderheid, want jy is nie tevrede met die minste nie. Maar wanneer jy met die Heilige Gees gaan doop, dan ontvang jy krag, om te sê, Here, ek bestraf hierdie duiwel in die naam van die Here, wat my nou wil aanval. Onthou, ons is net vlees en bloed, ons is net net. Die woord van die Here sê, die struikelblokke sal daar weer, maar hy wat die struikelblokke weerstaan, sal geseën wees. Hoe kan ons dit weerstaan? Deur die krag van die Here, deur die dooping van die Heilige Gees. En ek wil vanmôre vir jou sê, kom ons gaan in ons sonderdag, wanneer daar die laas het jy 'n paar weke, 'n paar dae eer gevas. Ek praat van droë vas. Daar baie verskillende vas en wat baie goed is. Die Daniël vas het baie verskillende baie. Maar wanneer daar sê Here, vir my daai die Heilige Gees gedoen. Weet jy wat? Die doop is fantasties. Dis hier op die aarde beskikbaar vir ons. Maar die Heilige Gees is die kosbaar wat God sê. Amen. Here Jesus van Nasaret. Dis skoner, witter dan die sneeu. Halleluja, dan vul hy jou en sê Here. Toe jy nie weet hoor wat daai kant gebeur, sê man vergeet dit. Wat hoor jy oor 'n man? Oor 'n sirkel appel. Hoe baie mense bly weg van God se huis af. Dit verstaan. Hoe baie mense bly weg hier dit. Ons het gister het ons vir 'n man gebid wat geweldig gekanker. Ons soos 'n rugby bal, hy hou ons so vas. Sy kom daar huis van die Here. Mense het verskoon. Ons sal sien as hy kinders. Ek wil met hierdie verhaal afsluit. 'n Vroukie wat eendag op radio kansel gepraat het. Dat sy snik soos hy. En sy vra, wil die mense waarsku. Moenie verskoon as ek dit vir die werk van die Here. Wat gaan ek en jy nou gaan dit nou vertel? As die regering kom, en die kom 'n staatsgreep, my sê maak dit toe. Wat gaan gebeur as jy weer met COVID kom? Hier is 'n bietjie anders dan praat van buite. En sê jy kan nie op gaan en jy sê wat dan? Ek wens jy kan was. Ek verlang so na die kerk. Toe die tye daar was wat ek doen. En hierdie vroukie getuig sy huil. Sy het 'n 8-9-jarige dogter gehad, dit weet nie presies die ouderdom. En elke keer kom die pastoor daar en sê die pastoor vir haar luister my suster, hoekom kom jy in die kerk? Nee, pastoor is op volgende. Jy weet pastoor is moeilik, want jy weet Sondag moet ons die huiswerk en reg kry. Jy weet Sondagoggend moet ons dit en dit, Sondagaand dit en dan vroeg bed toe gaan die kossies word gemaak. En jy weet dit is ons nou so Maandagoggend weer opstaan vir skool en hulle moet skool toe. En dan gaan sy weer kerk en dan bly sy weer vir weke weg. Dan sy weer maar jy pastoor, ag jy weet my oudste dokter, jy weet wat ek moet kyk dat ou kleertjies reg is, al sy elke keer sy verskoning. En daai vrou hy, sy sê toe sy een Maandagoggend, een Sondag maak sy reg. Sy is ook besig met haar dokter hier na goed. Want sy sit aan die bed, sy gaan na haar bed toe. Staan hy Maandagmôre op, dan gaan sy maak die dokter hier, want die ontbyt is klaar. Sy roep haar, sy sê, kom my kind, word wakker en kom eet. Sy roep 'n tweede, derde keer. Sy maak die kamerdeur oop en sy kom verby aan dokter Elisabeth en sy sê, nou kom. En sy weer Jesus sal kom op. En
Sy sak op wat net vir wie sê dit was oor radio kansel. Sal nie jok en sy dit uit. Sy sê vir die mense, sy ek vra vir julle moenie verskoning sê. Sy sê Here vergewe my want ek my kind altyd gebruik het as 'n verskoning om nie na die herwerk toe te gaan nie. Here vergewe my, daai kindjie lê daar. En die Here het deur die nag kom al sy werk. Sy val op haar knie te raak. Ek praat nie van as jy jaarlikse verlof het, hoor mooi. Die Here sê daar's 'n tyd vir alles. Ek praat nie van as jy siek is. Ek praat nie van as jy werk, is omstandighede. Verstaan my mooi vanmôre. Maar kom ons almal ry, jy kom vir ry jy weer. Maar dan en dan kyk jy vir mense se by vanmôre. Wat 'n verskoning. Ek sê hy as 'n sjoe wat sê asseblief vra Here moenie wegbly van die huis van die Here. Ek wil vanmôre jou bemoedig, vanmôre kind van God wat jy sê. Kom ons kom op 'n punt en sê Here, ek wil op wees daai iets aan cover van die bloed of the Lamb. Here, ek wil gevul word met die Heilige Gees, sodat U my die krag kan gee om die verlossingsdiens. Geliefdes, daar's groot manne. As ek praat van groot manne, praat ek nie van uitse blyf nie. Ek praat van groot in die werk van die Here wat tot 'n val gekom. Koning Dawid self het oorspel gepleeg en dood. Dat 'n oogappel van God was. Nou hoeveel te meer ek en jy, wat dit mense is. Kom, ek vra jou daai vraag van my. Ek en jy sterker as hy, beter. I can't even walk with that cold. Baie huise val uit mekaar, besighede, mense, manne, dan baie wat my bel. As jy my pastoor bid vir my besigheid kan nie meer. Bid vir my, hierdie ding. Kan nie. Hoe kan jy versoek? Hoe kan jy vir iets bid, wat jy in God se leiding is? Wat vra jy daaroor? As jy weet dit is verkeerd, hoe kan jy aanbid? Ek wil vanmôre jou bemoedig. As jy gevul is met die Heilige Gees, halleluja, dan daar dans jy 30 km voor jou aan. Want die krag van God en die ervaring wat jy doen. Ek wil vanmôre vir jou vra, kind van die Here, mag die Here julle seën. Oor 'n paar weke is ons weer terug hierso, ons is mag. Halleluja, net nie baie koud wees hierdie wat lekker is, baie warm vandag nie. Maar prys die Here, ons het deur gegaan. Maar ek wil jou vanmôre weer bemoedig, ons sê, gaan die pyn bietjie hierdie. Die dood van die Heilige Gees. Wat so belangrik is in jou lewe. Om gedoop te word is maklik, jy kan 'n ouderling, jy kan 'n pastoor, jy kan 'n diaken, jy kan iemand vir jou te doop. Want there's only one way. As net een wat jou met die Heilige Gees kan doen, jy is. Hy is jy. Dis Jesus Christus self. Amen. Want self in jou omkom, hy sê die Vader sien my. En hy is die trooster. En hy gee vir jou en vir my krag. Dit sê Here in Jesus naam. Die straf vir die werk in Jesus naam. Ek het maar nou al die straat so praat en sê maar soveel dinge in ons lewe. Want ek is al so teëgekom met mense. Hoor vanmôre, al praat ons sê Here, dis net die Here wat ons vashou. Geliefde, ek wil vanmôre vir julle sê, daar sit baie, luister vanmôre, Delilah se kerk. Daar sit baie manne kerk wat mense gaan val. Hoor vanmôre wat ek vir julle sê. Dis nie wil van God. Dit is nie. Ek en jy moet sterk staan. En onthou, daar spreek wat sê, die moordbome kry die meesterwerk. Ek en jy moet sterk staan. En die werk van die Here kan wat aangaan. Om in die werk te doen, dit is 'n volgende dag, waar so leef as jy heen, en sê, dis groot. Om te sê ja, denk nie vir die mens ja, as nie vir God ja te sê, want die tree in sy werk. Om te sê ja, dis groot. Dis groot. Ek sal onthou, dat wat sy af met het jaar, bestel mense, bestel DVD's by my, CD's, en ek die Marinda ry, en ons kom by 'n huis, en die vrou maak die deur oop, ek sê vir haar, ek bring my CD's, en sy sê vir Marinda, sy saam met my, sy wil soek word. Sy kyk as sy sê vir haar, wat soek jy?
jy by plek vir pastoor en vir my werk. Hoe kun jy sê? Die wêreld aan buite sien. Die wêreld aan buite, vertel het vanmorgen vir net so. Ek bestraf hom. Ek het nie gesien dat vraag ons sê van ons te min kan ons raak. Ons gaan leer 'n paar 2 weke af, ons gaan leer by mense af. En ek klop so aan die deur en ek sien iemand loer en jy kan ons sien as die gaatjie daar deur laai daai gaatjie en ek sien die gaatjie gaan so toe. En ek dink ek gaan seker net maar seer raak. En die vrou kom omdat ek weet is moderne waar hulle bly. En hulle kom en hulle maak die deur op die vrou staan so onder die deur so sê kan ek maar sien. Wanneer het ek doen het, en ek bestraf en aan die naam van bestraf. En sê jy ek bestraf in die naam van ek wil vanmorgen gesê, ek wil jou vanmorgen goed vertel dat jou waarde sal uit. Ek wil nog een ding vir jou vertel, onthou kerk, in die Here werk en begin profeteer. 'n pastoor, kies nog 'n pastoor, begin koor en hy profeteer, en hy gaan na haar toe. Dank die Here, ek het dit na 4 maande gehoor. En hy profeteer van haar. Die Here sê, jy moet jou gaan reinig vir my en jou man skyn met my krag. Sy vertel het daar 4 maande is vir my, sê dit kan bly wees. Wanneer leer die Here gesê? In 'n kerk profeteerde van geliefdes, die wêreld daar is siek. Die wêreld en ek voel geluid as jy sê, hoekom? Omdat hulle nie gevul is, gedoop is. Jy is wel met water gedoop. En jy sê met die Heilige Gees. Mag God julle seën, mag die Here julle deurdra. Ons sien uit na vanaand bring ek 'n groot boodskap ook by onder. En dit gaan lekker weer, lief vir julle almal. En mag julle net gebless wees. En ek weet as ek weer terugkom, is julle almal ook gedoop met die Heilige Gees en dan ons op 30 punte. Ja, baie dankie. Die Here seën.